To you the blind will see. To you the mute will sing. To you the deaf will rise. To you all hearts will pray. To you the darkness near. To you my heart screams, I am free. I am free to go. I am free to go. I am free to dance. And I am free to live for you. Yes, I am free. To you the blind will see. To you the mute will sing. To you the dead will rise. To you all hearts will praise. To you the darkness flees. To you my heart screams, I am free. I am free to roam. I am free to dance. I am free to dance. I am free to live for you. I am free to live for you. Yes, I am free. I am free, free, free. I am free to roam. I am free to dance. I am free to dance. And I am free to live for you. Live for you. I am free. Amen. Is hoe lekker is dit om vry te wees, hè? Amen. Kom ons neem aan so 'n plekkie. Wil ons sê vir almal baie welkom. Of er een sy naam is, daar's Jesus. En ons moet net Jesus vat. Ek weet dis hoekom ons hier is vanoggend. Is om gesien te word. Glory to God, Almighty, oh, glory to God, Almighty, oh, Jesus is King of Kings. I will praise Him and I will love Him. Amen. He purchased my salvation. Oh, Jesus is King of Kings. Glory to God, Almighty, oh, glory to God, Almighty, oh, glory to God, Almighty, oh, Jesus is King of glory to God, Almighty, oh, glory to God, Almighty, oh, glory to God, Almighty, Jesus is King of Kings. I will ever praise Him, and I will praise all day. See, my salvation. Oh, Jesus is King of Kings. Glory, 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 glory. Hallelujah, hallelujah. Since I left my burdens down. Oh, glory, glory. Hallelujah. Since I left my burdens down. Oh, glory, glory, glory,
Jehovah Jireh, you're my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, you're my Prince of Peace, and I will worship you because of who you are. Jehovah Jireh, Jehovah Jireh, you're my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, you're my Prince of Peace. Yes, I will worship you because of who you are. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my hands and sing. I will worship you because of who you are. Jehovah Jireh, Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, you're my Prince of Peace, and I will worship you because of who you are. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my hand and sing. I will worship you because of who you are. You're my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, you're my Prince of Peace. I will worship you because of who you are. Jehovah Jireh, Jehovah Jireh, you're my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, you're my Prince of Peace. I will worship you because of who you are. Jehovah Jireh, Jehovah Jireh, you're my provider. Kom ons sing dit saam. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, you're my Prince of Peace, and I will worship you because of who you are. Jehovah Jireh, Jehovah Jireh. Here ons kom vanmôre na U toe. Here ons vra Here dat Here ons harte sal weer soek, en as daar iets is Here wat nie van U af is nie, is dat U dit sal wegvat Here. Here ons wil skoon en rein en heilig voor U staan Here, sodat ons oop kanale kan wees waar U kan werk Here. Heilige Gees, U is al reeds hier. Here, U is al reeds hier. U is welkom in ons midde. Ons het U lief met alles wat ons het Here. Ons maak U naam groot. U is die koning van alle konings Here. Here, ons vat hierdie tyd Here, dit behoort aan U Here. Here, ons wil U eerste stel Here, ons wil sê Here, hier is ons Here. Ons maak U naam groot Here. Die woord sê Here, as ons naam
want U sal U nader tot ons, Here. Here, ek vanmôre wil ek my alles gee, Here. Ek wil U naam groot maak, Here. Want U is so heilig, Here. Here, U is so goed vir ons, Here. En ek wil vir U dankie sê dat U seën op aarde gestuur het sodat ons kan lewe in oorvloed. Ons loof en ons prys U. You're my provider. Dankie dat U voorsien, Jesus. Lord, you make me victory overshadow. You're my Prince of Peace. I will worship you because of who you are. I need Thee, oh, I need Thee, and every hour I need Thee. Go bless me now, my Savior. I come to Thee. Yes, I need Thee. I need Thee, oh, I need Thee. Every hour I need me now, my Savior. As jy vanmorgen die Here nodig het, moet jy het vinnig jou hand in die lug opsteek. Terwyl sy soete teenwoordigheid nie vanmorgen is jy en ek nie vanmorgen en sê, Here, ek steek my hand op vanmorgen en sê, Here, ek het nie vanmorgen nodig. Elke oomblik van die dag, elke uur van die dag, en ek wil iemand hier vanmorgen ernstig neem met die Here, terwyl die salwing van God se Gees hier is, moet jy dat die salwing van God se Gees by jou verby gaan vanmorgen, voordat hy by jou draai gemaakt het vanmorgen. Ek wil nie vanmorgen sê, Here, ek gee om wie langs my staan nie, ek gee om wie achter my staan nie, ek gaan vanmorgen toelaat dat die Gees my bedien, Here, soos wat U wil. Lang genoeg het ons gewag vir iemand om op te staan, om iets te sê, lang genoeg het ons gewag vir iemand om 'n woord te bring. Vanmorgen is dit jou kans om te sê, Here, ek gee my lewe vanmorgen U hoor, en ek vra vanmorgen dat ek U nodig het, in Gees en in waarheid. Ons kan nog so 1 of 2 maal saam sing. Ek wil vanmorgen, sluit dit vanmorgen af. Staan vanmorgen voor die Here en sê, Here, dankie dat ek vanmorgen afspraak met U. Amen. Oh, bless me
Weet jy, ek toe vanoggend in die kerk instap, toe besef ek, Here, ek weet nie wie ek is vanmôre, of jy dalk miskien dieselfde voel nie. Maar ek stap en ek sê, Here, ek wil nie elke Sondag met dieselfde ervaring wees nie. Is daar iemand wat saam my stem? Ek wil nie elke Sondag dieselfde in en dieselfde uit moet wees nie. Die ek op my speel. Ek wil nie elke Sondag dieselfde ervaring moet hê dat ek myself die uitstap nie, maar ek wil inkom hier en elke Sondag 'n nuwe ervaring hê. Elke Sondag 'n nuwe gemoedsrus met 'n nuwe gemoedsrus uitstap. Altyd deur by my is. Weet jy wat, ons staan in 'n groep wat ons kom kerk toe en ons sing 2 liedjies en ons laat die pastoor preek en ons gaan weer huis toe. Ek wil vanmôre vir jou sê, ons gaan vanmôre net vir 'n oomblik, maar ek moet met jou oë toemaak. Ek wil jy met jou hande in die lug gaan opsteek en sê, Here, ek het nie vanmôre gekom, Here, net om hier te wees nie. As jy gekom het net om hier te wees, is jy op verkeerde plek. As jy gekom het net om hierdie bank te kom warm sit vanmôre, in alle respek, is jy op verkeerde plek. Maar as jy vanmôre kom en sê, Here, ek het 'n deurbraak nodig, kom aan. As jy 'n deurbraak nodig het, steek jou hand op. As jy vanmôre genesing en in die liggaam nodig het, steek jou hand op. As jy vanmôre finansiële krisis het, steek jou hand op. As jy vanmôre werk nodig het, sê, Here, ek steek my hande vanmôre op en sê, Here, U is al wat my kan help. Come on. Kom, ek wil net die speel. Kom, I need you, I need thee. Kan julle my saggies in die agtergrond musiek speel? Ek wil die orkes moet ook saam met ons vanmôre deel. En ek wil net vanmôre asseblief in hierdie gebou moet na niemand kyk vanmôre nie. Ons gaan vanmôre anders te kerk as gewoonlik. Jy het vanmôre dit wat jy van die Here af nodig het, jy vanmôre al reeds. Kom on, in die week het jy al reeds gebid. Daar's sekere goed waaroor jy iets gevra het vir die Here en jy wag vanmôre vir antwoord. Daar's sekere goed in jou lewe wat gebeur het, wat jy vanmôre vra, Here, hoekom het dit met my gebeur? Hoekom het dit met my gebeur, Here? Ek wil vanmôre vir jou sê, weet jy wat? Die Here sê vanmôre vir ons as gemeente, daar gaan struggles kom. Daar gaan issues kom. Daar gaan harde tye kom. Daar gaan tye in jou besigheid kom wat jy sê, Here, waar is U? Ek wil vanmôre vir jou sê, weet jy wat? In jou probleme en in jou omstandighede is God reeds by jou. Hy's reeds daar om jou te help. Hy sê in Psalm 23, die Here is my herder en niks sal my ontbreek nie. Al gaan ek oor deur 'n dal van doodskar weer, daar is U by my. Ons gaan vanmôre stil raak voor die Here. Ons gaan vanmôre sê, Here, ek het niks om te gee. Wat ek het, is in elk geval uit genade uit. Want ek het nodig, Here, dat U vermoere in my lewe kom inspan.
Ek het vanmôre nodig, Here, dat U 'n nuwe woord, 'n nuwe getuienis in my hart en my lewe sit. Terwyl die musiek saggies vir ons speel. Orkes, julle kan saam met ons hier bevoeg, wil ek jy met jou hand opsteek en sê, Here, kom en word verheerlik in ons. Heilige Gees, ons raak stil voor U vanmôre. Ons raak stil voor U, Here. Holy Spirit, help us. Ek wil 'n bietjie klank op die ding gee. Ja. Come on, Holy Spirit. Now and welcome in this place. Now and exalted far above all gods. Miskien het vanmôre net tyd geword dat jy jou hand so om jou familie sit en net sê, Here, dankie vir U goedheid. Dankie vir U guns. Dankie dat U altyd teenwoordig is. Dankie dat U ons beskerm het nog gevier. Come on, God. Kom aan, baie keer nodig om wees om stil te wees voor die Here. Ons hoef nie oor niks te sê nie. Far above the earth, O Thou art exalted, far above all gods. For Thou, O Lord, who on high above all the earth, Thou art exalted, far above. Kom on, is lekker in sy teenwoord. Ons raak net stil voor die Here. As dit in jou vermoë is en jy kan kniel in jou bank vir 'n oomblik, kniel vir 'n oomblik op jou knie. As in jou vermoë is vanmôre om bietjie uit te stap, Here, en net sê, Here, ek wil net iets anders te vanmôre doen. As jy voor wil kom kniel vanmôre, terwyl die soete teenwoordigheid van die Here alreeds hier is, kom kniel gou vanmôre hier voor 'n bietjie by die altaar en sê, Here, vanmôre het ek 'n afspraak. Kom on, Here het vanmôre 'n afspraak met jou. Jy sit nie verniet in hierdie gemeente nie. Jy het nie verniet net hier ingestap nie. Jy het nie net per toeval hier ingestap nie. God het jou gestuur vanmôre. En dis wat jy daarmee maak vanmôre, wat die verandering in jou lewe gaan. Wat jy daarmee gaan maak vanmôre, gaan dalk jou lewe positief of negatief beïnvloed. So as jy vanmôre wil kom kniel net hier voor, kom kniel hier voor en kom in die teenwoordigheid van die Here. Dis die teenwoordigheid van God wat Jakob vanmôre beleef. Glo jy dit vanmôre? Dis die teenwoordigheid van God wat vanmôre mense genees. Dis die teenwoordigheid vanmôre wat herstel bring in jou finansies. Dis vanmôre die teenwoordigheid van God wat jou huwelik gaan verander. En ek glo God voeg by mekaar, en wat hy by mekaar goed kan voeg, kan niemand verbreek. So in die teenwoordigheid vanmôre, ek bind elke gees wat nie van U af is nie, die oggend, Here, bind ek vanmôre. Elke gees wat gekom het om steur, bind ons vanmôre, Here, en ons maak vry in die naam van Jesus.
elke gees, Here, wat gekom het, Here, om te breek vanmôre, dit wat U vanmôre wil doen, bind ons vanmôre in die naam van Jesus. Vyand het geen mag, geen krag en geen autoriteit. Jy het geen mag, geen krag en geen autoriteit. En daarom bind ek vanmôre, Here, dat U gees sal beweeg. We exalt you. We exalt. We exalt. Lord, we exalt you now. As jy wil die sitplek neem, ek kan maar 'n bietjie aanspeel vir my as ek sê jy. Kom, ons is 'n familie, ons gaan wag. Ons gaan wag vir mekaar. So ek wil net vanmôre nie in die teenwoordigheid uitstap. Maak jy oop toe waar jy sit. By geloofde vanmôre. Ek glo dat die Here is besig om vanmôre ketTINGS te breek en mense se lewens te verander terwyl ons sit in sy teenwoordigheid. Yes, amen. Jy is vanmôre welkom in God se teenwoordigheid. Dankie Here, dis nie die teenwoordigheid van Wes-André Lewingsentrum. Dis nie die teenwoordigheid van 'n kerk of van 'n mens nie. Dis die teenwoordigheid van die Here. Kom aan kerk. Dis die teenwoordigheid van die Here waar U vanmôre sit. Iets vanmôre die voorreg om in sy teenwoordigheid te sit. En my tema vir jou van hierdie oggend is die herder se teenwoordigheid. Nou u sal seker hierdie skrifgedeelte is u baie ouer is of as u al jonk oud is, nie ouer nie, jonk oud is. En u skrif maar seker 1000 of 2000 of 3000 keer in jou lewe gehoor. Vanoggend gaan jy dit vir die 1001 keer hoor, of die 1002 of 3 of 4 keer wat jy dit gaan hoor, maar ek wil jy môre net jou hart oopmaak. Alright, elke keer wat jy God se woord lees, dan leer ons iets anders uit God se woord uit. En ons hierdie skrifgedeelte is een van die skrifgedeeltes wat ons soms net deurlees en ons ken dit. En hierdie skrifgedeelte word gewoonlik by 'n begrafnis gebruik. So vanmôre gaan ons nie begrafnis hou nie, ons gaan herlewingsdiens hou want God is hier. Amen. So ons gaan môre die skrif lees in Psalm 23 vers 1 sê die volgende. En as ek vir iemand kan vra, ek dink as ek die kleinste kind in die kerk kan vra, gaan hulle vir my sê, oom, dis die Here is my herder en niks sal my ontbreek nie. So Psalm 1 vers 1 sê, die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Sê vir een langs jou niks. Glo jy vanmôre dat niks jou sal ontbreek van die liefde van die Here nie?
Die woord van die Here sê in Romeine 8 sê, geen verdrukking, geen benoudheid, geen swaar, maar in al hierdie dinge is jy meer as 'n oorwinnaar. Kom aan kerk, ek wil môre vir jou sê, jy is meer as 'n oorwinnaar deur Jesus Christus, wat jou die krag gee. So niks sal jou kan skei van die liefde van die Here nie. Niks sal jou ontbreek nie. Niks sal jou ontbreek van die goedheid van God. Die groei dit vermoere. Niks sal jou ontbreek van die goedheid van God in jou gesondheid nie, in jou finansies nie, in jou kinders se lewe, in jou huwelik nie, want God is 'n waarmaker van sy woord en hy sê niks, maar niks sal my ontbreek nie, omdat die Here my herder is. So Dawid kom en hy maak hierdie stelling, hy sê die Here is my herder. Dis waarmee hy begin. Ons as mens begin soms met die negatiewe goed. Here, my kar het alweer gaan staan. Here, my battery is alweer flat. Here, ek weet nie hoe deur die maand gaan kom nie. Here, ek weet nie wat my kinders gaan doen as hulle eendag groot word nie. Here, ek weet nie wat ek hierdie gaan doen met besigheid nie. Ek wil jy met vanmôre begin sê, die Here is my herder. Dis waarmee jy begin vanmôre. Voordat jy by enigiets anders te begin jy met die Here is my herder en niks sal my doen. Hy laat my neer lê in groen weivelde, na waters waar rus is, lei hy my heen. So as God se teenwoordigheid in en by jou, by en jou is vanmôre, dan kan ons sê, Here, ons kan rustig wees. Kom on. Is daar iemand vanmôre wat rustig is? Ek dink is 1, 2, 3, 4, 5. As daarom 10% kan ek sê is rustig. Nou as jy vanmôre uitstap, gaan 100% rustig wees, want ek het vanmôre vir jou woord van die Here. Hy sê vanmôre vir my en vir jou, as ek jou herder is, as ek jou Here is, as ek die een is wat die pad vir jou oopmaak, as ek die een is wat die woestynpad vir jou ligter gaan maak, weet jy wat, ek en jy is nie gevrywaar van 'n woestyn nie, een of ander tyd in jou lewe, luister mooi wat ek vir jou vanmôre sê, een of ander tyd in jou lewe gaan jy deur die woestyn gaan. Pastoor, wat sê jy? Marco, wat sê jy? Ek sê vanmôre vir jou, een of ander tyd in jou lewe, gaan jy deur die woestyn gaan, of jy wil of nie wil nie. Ek wil vanmôre vir jou sê dat jy as 'n tyd in jou lewe wat jy deur die woestyn moet gaan en jy moet besef dat die Here is die herder van jou hart en van jou lewe. En wat jy besef dat weet jy wat, ek kan net deur die woestyn kom as ek die Here langs my het en ek het sy teenwoordigheid langs my. As ek die Here in my het en sy teenwoordigheid spreek deur my lewe en in my hart. Dis al wat ek moet deur die woestyn gaan kom. Ek wil vanmôre vir jou sê as kind van God, as jy vanmôre in die woestyn sit, wil ek vir jou vanmôre sê, is 'n tyd om te jubel, is 'n tyd om te juig, want daar is aan die ander kant, is daar vir jou beter uitkoms, daar's vir jou nuwe begin, daar's vir jou nuwe oomblikke, en ek wil vanmôre vir jou sê, daar's mense in hierdie gemeente wat kan getuig, wat deur die woestyn gekom het, wat op hoë plekke vanmôre staan, en terugkyk na die woestyn en sê, Here, dankie vir u teenwoordigheid. Ek wil vanmôre vir jou sê, net die teenwoordigheid van die Here kan jou deur hierdie woestyn vat. So hy lei my heen, hy verkoop my stiel, hy lei my in die spore van geregtigheid om sy naam op wil. Al gaan ek ook deur 'n dal van gelukkigheid, kalmte, sterkte, goedheid, guns. Hy sê al gaan jy ook deur 'n dal van doodskade weer. Wat dit beteken 'n dal van doodskade weer vanmôre vir jou. Wanneer jy of niks reg loop nie, niks loop reg nie, die kat hardloop vir jou, die hond hardloop vir jou en jy skiet almal en jy voel ongelukkig in jou binneste en jy sê Here, dit is besig om dood te gaan hier binne my, dan kom God se woord, al gaan jy ook deur daai doodskade weer, ek is by jou. Hy sê, en jy sal geen onheil vrees nie, want u is met my, u stok en die staf vertroos my, u berei die tafel voor my aangesig teenoor my teenstanders, en ek wil net vir 'n oomblik hier stop. So ons gaan terugkom na daai laaste gedeelte toe, want dis waarmee ons baie keer sukkel, dis waarmee ek sukkel. So hierdie Psalm is 'n uitdrukking van geloof en vertroue in God se sorg. Dit skets 'n beeld van hom wat as herder van voorsien, beskerm en sy kudde saggens lei. So hierdie Psalm kom en hy sê, weet jy wat, as ek glo in God, wie glo vanmôre in die Here? Kom on, ons het amper daar so 80%. Wie glo vanmôre in die Here? Wie vertrou vanmôre op die Here? Dan gaan hy voorsien. Kom on, so as jy vanmôre vertrou op die Here en jy glo in God en jy glo dat hy by jou is, dan gaan hy kom sien. En weet jy wat, hy gaan nie net voorsien nie, hy gaan jou beskerm. Hy gaan met jou wees. Hy sê 'n herder doen meer as net om na die skape te sorg. Hy loop saam met hulle, lei hulle en bewaak hulle.
So wat ek in die vanmôre moet besef is dat as ek 'n herder het, die Here is my herder vanmôre. So vanmôre beweeg hy saam met my, hy loop saam met my, hy's langs my, hy's in my, hy's oor my, hy's by my, so ek kan beweeg en ek weet dat hy sal my bewaak. So ons worry nie oor wat in hierdie aarde of wat in hierdie wêreld gebeur nie, ons gee om oor wat God van ons dink en hoe ons beweeg in God se weë. Dis waaroor ek hier worry. Nie oor wat môre gaan gebeur nie, want die Here sê in sy woord, môre het sy eie bekommernisse. Leef vir vandag. Nou sê ek nie spandeer al jou geld vandag nie en môre het jy niks nie. Wys dit in die dag. So, wat ek sê is, wat jy doen vandag, doen dit voluit of los dit. Ek sê vanoggend vir iemand in hierdie gebou, wat jy doen vandag, doen dit voluit. Vergeet van gister, gister is verby. Hier is iemand in die gebou wat môre, ek voel dit in my hart, dat Here wat vir iemand in die gebou sê, gister is verby. Jy kan niks aan gister doen nie. Jou verlede is verby. Jy het vandag en jy het 'n toekoms. En wat jou besluit vandag gaan wees, en hoe jy vandag gaan lewe, dit gaan jou toekoms beïnvloed. So gister kan ek niks aan maak nie. As iemand môre hier sit en die vyand herinner jou heeltyd aan jou verlede, ek wil vanmôre vir jou sê, herinner hom aan sy toekoms, want eendag gaan die Here kom en hy gaan ons kom haal, en hy gaan in die hel brand 9 hemels. So moenie dat die toelaat dat die vyand kom negativiteit in jou lewe inspreek nie, want God is groter as die vyand. Hy's groter as jou gister en jou eergister. Ek wil vanmôre so ver gaan sê, maak nie saak wat het jy gedoen gister en eergister nie. Al was dit so sleg dat jy so skaam is daaroor, wil ek vanmôre jy moet opstaan en praat wees met jouself en sê, weet jy wat, die Here het my nog 'n kans gegee. Hy het my nog 'n geleentheid gegee. Hy het my nog 'n dag gegee en sê om 'n verandering te maak en sê, Here, ek wandel in die weë, ek vergeet dit wat gister gebeur het en ek strek my uit na wat voorgebeur. Kom on, kerk. Ek wil vanmôre vir jou sê, lank genoeg die vyand gekom om te slag, te steel en te verwoes. Ek wil vanmôre vir jou sê, God het gekom sodat jy lewe en lewe in oorvloed moet hê. Sy teenwoordigheid is net so belangrik soos sy voorsiening. En maar daai stelling wil ek vanmôre vir jou sê, ons vra soms dat Here voorsien, maar ons stap nie 'n pad saam met die Here. Wanneer laas het jy regtig 'n pad saam met die Here gestap? Wanneer laas het jy in jou binnekamer gesit en sy teenwoordigheid ervaar? Wanneer laas het jy sy teenwoordigheid ervaar terwyl jy in die kar gery het of terwyl jy by die skool is, jong mens? Ek wil vir elke jong mens sê, weet jy wat, dis die moeite werd om die Here te dien. Dis die moeite werd om die Here te dien voluit en moet dit dien in gees en in waarheid. Die konteks van Psalm 23 sê, word dikwels gebruik om te troos en gerigstelling te bied in tye van moeilikheid of onsekerheid en beklemtoon God se voortdurende teenwoordigheid en voorsiening. So dis die konteks van hierdie gedeelte, is dat God troos jou wanneer jy hom die meeste nodig het. Kom on kerk, daar staan in my eie lewe, wat as iemand hierdie net vir my verduidelik het, of net Psalm 23, net een keer behoorlik vir my verduidelik, dat ek nie al die stupid foute gemaak wat ek gemaak het. Hoe ek vertel vir jou wat gebeur. Ek gaan my vrou, en ek gaan dit môre nie in detail vir jou verduidelik. Maar ek wil jou verduidelik wat God kan doen. Ons bedien in 'n gemeente baie jare terug. En ons is aan die brand vir die Here, ons doen wat ons moet doen. En ons deel met 'n kerk, en ons is in 'n gemeente waar ons die pastoor help en hom bystaan en saam met hom beweeg. En weet jy wat, hy kon op vakansie gaan en hy kon terugkom en hy kon agterkom dat daar niks anders is nie. Dinge gebeur net soos wat dit moet gebeur. Hy het nie bekommerd te wees wanneer hy op vakansie is. En weet jy wat, op 'n dag gebeur daar iets stupid, iets wat sinneloos is. En daar kom 'n wrywing tussen my en hierdie pastoor in en hy sê vir my die volgende woord. Hy sê, ek sal sorg dat jy nooit weer jou voete op 'n platform sit. As iemand my net Psalm 23 verduidelik het en sê, weet jy wat, ek moet nie bevrees wees.
En vir die eerste keer in my lewe voel ek so alleen. Ek en my vrou sit by die huis. Nou moet jy weet, ons is vir 12 jaar by die gemeente. En die eerste Sondag sit ons by die huis. En ek voel, Here, waar is U? Here, wat het ek gedoen om dit te verdien? Wat het my familie gedoen om dit te verdien? En ons gaan terug en ons gaan nie weer terug kerk. Vir die maande gaan ons die kerk, ons kom nie by 'n kerk uit. Ons gaan vir die tweede keer weer terug na die gemeente toe. As mens. Ons sê, Here, ons gaan weer probeer. En vir die tweede keer gebeur daar iets in my vrou se lewe. Want ons moet wegstap vir die tweede keer. En vir die tweede keer verloor ons geestelikheid, ons menslik. Maar weet jy, op 'n dag toe kom God en sê, weet jy wat, is meer werd as die mos. Ek het jou lief met die ewige liefde. Ek is jou herder. Ek is jou redder. Ek is jou voorsiener. Maak nie saak wat mense sê nie, mense het nie die laaste sê op jou lewe nie, God het die laaste sê op jou lewe, en as hy sê, ek sê so, dan maak hy soos wat hy gesê het, maak nie saak wat mense gesê het nie, maak nie saak wat mense gedoen het nie, toe kom ek vir die eerste keer agter, weet nie weer, al gaan ek in die dal van doodskar weer, al is ek alleen, al voel ek alleen, God is altyd daar, hy is altyd by my, hy is altyd vir my, hy is nooit teen my. En vanmorgen moet jy net vir een ding besef, God is nie teen jou nie. God is vir jou. Weet, God is vir jou. Ek wil vir die ouetjie agter jou sê, ek ken jou naam. Ek wil vanmorgen vir jou sê, God is vir jou. Hy is nie teen jou. En God gaan vanmorgen vir jou deure oopmaak, wat jy nie geweet het, hoe dit gaan oopgemaak word. God gaan vanmorgen vir jou voorsien, en hy gaan vir jou geestelik op 'n ander vlak sit. Ek wil vanmorgen vir jou sê, moenie ophou nie. Moenie opgee nie. Because there's something good is about to happen. Something good is on its way. Ek wil vanmorgen vir jou sê, weet jy wat? Omdat ons hart vir mense het, omdat ek lief is vir mense. Maar ek sê, Here, dat ek nooit die liefde wat ek het vir mense, wat U vir my vrou gegee het, ooit verloor. Want toe ek verlore was, het ek niemand gehad. Ek wil vanmorgen vir jou sê, God, as niemand daar is nie, is God altyd daar. Soms moet jy net op jou knie gaan, en vanmorgen was die perfecte tydsberekening. Soms moet jy net stil raak en luister na sy stem. Moet jy net vanmorgen luister en sê, Here, ek gaan nie meer praat nie, ek gaan niks vra nie, ek wil net luister. Luister dit wat U vir my wil sê. Ek gaan afsluit amper, ek gaan gee my net so 5 minute. Iemand van my, droom het jy my tissue asseblief? Nee. Ek gaan met die laaste gedeelte gedeel. Dus ek maak volgende deel dat hulle vir my tafel hier voordek. Die laaste gedeelte, ek het my gaan na die 8ste slide toe, sê jy. Hy sê, U berei die tafel voor my aangesig, teenoor my teenstanders. U maak my hoof vet met olie, my beker loop oor. Jongman, hier sit vir jou vanmôre, net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe.
En ek sal in die huis van die Here bly in lengte van dae. So ek wil môre vir jou sê, weet jy wat, goedheid en guns sal jou volg al die dae van jou lewe, maar daar's iets wat ek en jy moet doen. Daar's altyd 'n produk van positiwiteit en van opwinding en van vreugde en van blydskap, maar daar's iets wat ek en jy moet doen. Dit kom nie aangeloop na ons toe nie. Dis 'n effort wat ek en jy moet maak. En die psalmdigter sê, ek sal bly in die huis van die Here, wat beteken ek sal bly by die Here en ek sal toelaat dat hy my volg en my leer en lei in alle waarheid. Maar ek wil môre vir 'n oomblik stil staan by u berei die tafel voor my aangesig teenoor my teestanders vanmôre. En ek wil môre vir jou sê, dis waar ek mee gesukkel het. Nou sit ek vanmôre en ek in my lewens dink ek daaraan sê, Here, hoe is dit moontlik? Elkeen van ons wat by 'n tafel kom sit, as jy by 'n tafel by jou huis sit, wat gebeur as jy by 'n tafel sit? Dan raak dit persoonlik. As ek iemand by my laat kom eet, of iemand by my kom kuier, of ons eet om die tafel, sodra ek begin sit, dan wat gebeur? Ek raak persoonlik met die mense om my. Dis iets wat my raak. Ek kan nie nou net opstaan en wegloop en hoop die mense verstaan wat ek gedoen het nie. Ek is 'n gasheer wat moet kyk na my gaste en ek moet hier op die tafel bly sit totdat almal klaar geëet het. Dis net 'n mooi maniere. En dan eet almal klaar en ons gesels. Dis 'n plek van kommunikasie. So nou kom die Here en hy sê, weet jy wat? Ek gaan nie 'n tafel vir jou dek vir jou vriende en jou familie en die mense wat jou liefhet nie. Ek kom vanmôre en ek dek hierdie tafel en ek sê, weet jy wat? Ek gaan jou teestanders op jou tafel sit, maar jy gaan nie alleen wees nie, want ek is die gasheer. So nou kom die Here vanmôre en ek vra soms en ek dink seker by my vanmôre, Here, hoe gaan U vir my die tafel dek in die teenwoordigheid van my teestanders? Ek wil vanmôre vir jou sê, dis wat die Here vanmôre vir my jou wil wys. En ek sê, weet jy wat? Ek dek vanmôre hierdie tafel. Jy voel vanmôre jy sit omring met dalk jou gesondheid. Ek wil nie met vanaand 'n naam gee vir elkeen wat jou teestanders het. Almal van ons het verskillende teestanders vanmôre. Vanmôre is dit al gesondheid. Vanmôre dek die Here dalk die tafel in die vyand van finansies oor jou lewe. Vanmôre dek die Here dalk die tafel oor jou spanning in jou lewe. Vanmôre dek die Here dalk die tafel oor angs in jou lewe. Vanmôre dek die Here dalk die tafel oor jou kinders en jou familie en jou huisgesin en jou huwelik vanmôre. Ek wil vanmôre sê, dan kom die Here en wat maak hy vanmôre? Hy sê nie vir jou sit een kant nie, hy sê nie vir jou staan bietjie links of staan bietjie regs nie. Vanmôre trek hy die stoel uit en hy sê vir jou, gaan sit in die teenwoordigheid van jou teestanders, wat jy kan hulle in die oë kyk en met die wete dat ek by jou is. Ek is met jou, ek is vir jou, ek is in jou, jy hoef nie bang te wees. As jy vanmôre siekte het, weet jy wat, kom die Here, hy sê vir jou, weet jy wat, moenie weghardloop nie, lank genoeg het jy weghardloop vir jou siekte, lank genoeg het jy weghardloop vir dit wat met jou gaan gebeur. Ek wil vanmôre sê, trek die stoel uit vir siekte, sê vir hom, kom sit, laat ons praat. Want God is by my, God is vir my, God is in my, hy gaan my nie teleurstel nie, hy gaan my nie alleen los. Die betekening lê in die oorwinning wat op die tafel is. Wanneer ek en jy op hierdie tafel sit en ons is omring met ons vyande, ons is omring met ons seer, ons is omring met ons angs, ons is omring met ons bekommernis, dan kom die Here en hy sê vir jou, weet jy wat? Ek is die gasheer. En weet jy waarom is ek vanmôre bly? As God die gasheer is, kan niks en niemand van hierdie omstandighede my enigiets doen nie, want hy is teenwoordig. Hy sit op die ander kant van die tafel, my oë gefestig nie op die mens nie, nie op my omstandighede nie. My oë is gefestig op God, die volleinder van die aarde en die hemel. En ek wil vanmôre vir jou sê, weet jy wat? Jy hoef nie bekommerd te wees wanneer jou tafel gedek is. Jy hoef nie vanmôre te vrees wanneer die tafel gedek is nie, want God sê ek is by jou. God se teenwoordigheid verander nie altyd die omstandighede onmiddellik nie, maar dit verander alles in die omstandighede. Wat wil ek vanmôre vir jou sê? God is teenwoordig by jou. Dit gaan nie dalk nou jou omstandighede dadelik en onmiddellik verander nie, maar dit verlig die spanning en die stres wat jy op jouself sit om deur dit te kom.
Dit vat dit weg, want jy kan rustig wees, en jy kan kalm wees, want weet jy wat? Ek kan wees wat ek moet wees, omdat God by my is. Ek kan wees wat ek moet wees, omdat God vir my is. Ek hoef nie bekommerd te wees nie, ek hoef nie angstig te wees nie. Dis waar die psalmdigter in die begin gesê het, as ek hier sit, in die teenwoordigheid van my vyande, kan ek rus in my binneste hê. Dis maar vir jy gevaar het in die begin, wie het vanmôre rus in jou binneste? En daar 'n paar van 5 of 6 mense hulle hande opgesteek. Ek wil vanmôre vir jou sê, sit jou vanmôre saam by die tafel neer en kry rustigheid oor jou hart, kry rustigheid oor jou lewe, want God is by jou. Hy kyk vir jou aan die ander kant van die tafel en niks wat hier om hierdie tafel kan gebeur, kan enigiets aan jou doen sonder dat sy goedkeuring wegdra. So ek wil vanmôre vir jou sê, moenie opstaan en loop nie. As jy vanmôre krisis het, moenie opstaan en loop nie. Face die krisis. Face die omstandighede. Face die siekte. Moenie weghardloop en jou rug op dit draai en sê, Here, ek is meer as 'n oorwinnaar deur Jesus Christus wat my die krag gee. Ek kan oor hierdie hurdle kom, ek kan oor hierdie struikelblok kom, ek kan oor hierdie klippe kom want U is by my. En my gebed is vanmôre vir een en elkeen van u, is dat U sy teenwoordigheid sal ervaar in die midde van jou teestanders wat na jou kyk. Terwyl elke hoof gebuig is en elke oog vanmôre gesluit is. Ek weet God het vanmôre sy doel al reeds bereik in hierdie diens. God berei nie net vir ons 'n tafel nie. Hy sit saam met ons aan die tafel. En dit maak elke stryd 'n plek van rus. En ek gaan vanmôre bid en ek gaan voor die Here vra, dat U vir ons rustigheid en 'n kalmte sal gee. Dat U op hierdie oomblik van ons lewe, waar ons by die tafel sit en omring is met ons vyande, dat U hierdie spanning en hierdie angs en hierdie stres van ons lewens gaan afhaal, en U gaan toelaat dat die kalmte en die vrede van die Here oor ons lewe stroom. En dat ons U gaan ervaar. En ek gaan laat niemand vanoggend opstaan, ek wil jy net in jou bank sit. En jou oë toe, ek wil nie niemand moet rondkyk nie. Ek wil nie niemand moet langs jou of voor jou of agter jou kyk nie. Hierdie is ernstige oomblikke. As jy dit so vind, jy wil ek hê jy moet net rustig raak vir iemand anders wat dalk vanoggend hier is met 'n plan en 'n doel. En ek gaan net jou opstaan vanmôre. Ek wil net hê terwyl jou hoofde gebuig is, jou oë gesluit is, vir 'n oomblik steek dit jou hand op as die Here vanmôre op jou gebod sê, Here, ek sit vanmôre omring met my vyande. Ek sit vanmôre omring met dinge wat ek nie weet wat om met dit maak. Ek sit vanmôre omring met goed wat ek nie voor gevra het. Maar ek bid dat U my kalmte sal gee. Ek wil vanmôre vra, as jy vanmôre rus en kalmte in jou lewe nodig het, steek op jou hand vanmôre, want God is hier om jou rus en kalmte te gee. God is hier om vanmôre merkwaardige verandering in jou lewe te laat plaasvind, omdat jy hom vertrou, omdat jy glo in hom, omdat jy weet hy is naby jou. Here, baie dankie vir U teenwoordigheid. Here, baie dankie vir vanmôre dat ons weet, Here, dat U is by ons, U is vir ons, U is met ons, U gaan saam met ons, en maak nie saak waar ons onsself vanoggend in hierdie oggend bevind nie, Here, U is die goeie herder. Here, U los die 99 en U gaan soek die een wat seer gekry het. Here, U gaan soek die een wat mismoedig is. U gaan soek die een, Here, wat U hulp nodig het, Here, en U bring hom terug op die plek waar hy moet wees, Here. En my gebed is vanmôre vir elkeen wat vanmôre sy hand opgesteek en sê, Here, ek het nodig dat U, Here, in my lewe kom in spraak neem. Ek het nodig vanmôre dat U my weer sal optel. Here, iewers langs die pad het hulle dalk seer gekry. Iewers langs die pad, Here, het hulle dalk, Here, gevoel, Here, dat hulle nie meer die moeite werd is, Here. My gebed is vanmôre, Here, dat U hierdie seer, Here, weer sal heel. My gebed is vanmôre, Here, dat U, Here, dat U weer vir hulle 'n nuwe identiteit sal gee vanmôre in hierdie oggend, Here. Dat hulle sal weet, Here, dat U is die goeie herder. My gebed is vanmôre, Here, dat vir elkeen wat vanmôre kalmte en rus nodig het. Elkeen wat vanmôre nodig het, Here, dat U net vir 'n oomblik by hulle kom stil staan, dat hulle net sal ervaar, Here, hoe die rustigheid en die vrede van die Here oor hulle sal spoel. Dat U nou in hierdie oomblik, Here, rus en vrede en kalmte oor hulle sal spoel, Here. Al is ons omring vanmôre met ons vyande, al sit ons vyande vanmôre saam met ons op die tafel, Here, hoef ek nie bang te wees, Here, want U is by my, U is met my, U is vir my. Die woord van die Here sê in Psalm, Here, 121 sê, ek slaan my oë op na die berg.
Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp kom van die Here af, wat hemel en aarde geskaap het. My gebed is vanmôre dat U en elkeen vanmôre 'n hulp sal wees. Vanmôre kalmte sal hê, rus sal hê, vrede sal hê. Here, wanneer ons vanoggend hier uitstap, Here, dat ons nooit sal vergeet nie, dat U is ons herder. U is ons voorsiener, U is ons beskermer, en U is al wat ons nodig het, Here. Elke môre as ons as familie, dat ons vir mekaar daar sal wees, dat ons mekaar sal optel, dat ons mekaar sal bemoedig, sal versterk, Here. Dat wanneer ons by die kerk kom, Here, dat ons 'n getuienis sal hê vir mekaar, Here, dat ons mekaar sal opbou, dat ons saam, Here, sal groei. Here, om hierdie oggend, gee ons U die lof, die eer en die aanbidding, Here. Want U is die koning bo alle konings. U is vanmôre opperheer, vredevors en blinkmôre ster. En ons gee U vanmôre al die lof, al die eer, al die aanbidding in Jesus naam. Amen. Amen. Baie dankie, Marco. Maar ons gaan nou nie